Ons skriflesing vanaand, broer en suster, kom uit die boek van Handelinge. Handelinge 4. En ons lees daar vanaf vers 1 tot vers 31. Jy sal sien dat die eerste gedeelte lees ek ter agtergrond vir die perikoop, die gedeelte waarop ons sal fokus. Die perikoop waarop ons sal fokus is van vers 23 tot 31. Skrifgedeelte, ons teks, twee tekste, vers 27 en 28. Handelinge 4 vanaf vers 1. En terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Dit is dan broer en suster Petrus en Johannes, wat 'n man genees het, wat verlam was, wonderwerk gedoen het. Petrus preek die evangelie aan hierdie mense, en hier kom die Sadduseërs, die hoofman, om hulle te arresteer, vers 2. Baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. En hulle het die hande aan hulle geslaan en hulle in die gevangenis gesit tot die volgende môre toe, want dit was al aand. En baie van die wat die woord gehoor het geglo. En die getal van die manne het omtrent 5000 geword. Die volgende dag kom toe hulle owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar, ook Annas, die hoëpriester en Kajafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was. En toe hulle hul voorgebring het, aan die ander woorde Petrus en Johannes, vra hulle: deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle: owerstes van die volk en ouderlinge van Israel, as ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal en aan die hele volk van Israel, dat julle die naam van Jesus Christus, die Nasareëne, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom hierdie man gesond voor julle staan. Hy is die steen wat deur julle, die bouers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid, in ander woorde die redding, is in niemand anders, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan, dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonder, en het hulle as metgeselle van Jesus herken. En omdat hulle die man wat genees was by hulle sien staan, kon hulle niks daarteen sien. Hulle het hulle toe gelas om buitekant die raad te gaan, en met mekaar beraadslaag en gesê: wat moet ons met die manne doen? Want dat daar 'n kennelike teken deur hulle plaasgevind het, is duidelik. Al die inwoners van Jerusalem, ons kan dit nie ontken, maar dat dit nie nog meer onder die volk versprei nie, laat sal dit dreig om nie meer in hierdie naam met enige mens te spreek. En hulle het hom geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die naam van Jesus te spreek of te leer. Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis. Want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie, nadat hulle nog dreigemente bygevoeg het, aangesien hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, het hulle ter wille van die volk hulle losgelaat, want almal het God verheerlik om wat gebeur het. Want die man aan wie hierdie teken van genesing plaasgevind het, was meer as 40 jaar. En nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het.
En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê: Here, U is die God wat die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van U knegt Dawid gesê het: Waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waar Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te doen. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek, deurdat U U hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van die heilige kind Jesus plaasvind. Toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was en is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Ek lees ook vir die broer en suster die twee vrae, vraag 27 en 28 van die Heidelbergse Katekismus. Soos vroeër genoem, handel dit oor die voorsienigheid van God. 'n grotere woord dalk vir sommige van ons kinders, mooi is. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Antwoord: die almagtige en oral teenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels, aan die ander woord alles wat hy geskep het, gemaak het, asof met sy hand nog onderhou en so regeer dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. Vraag 28. Wat baat dit ons? Ons kinders sal vra, wat help dit ons? Om dit te weet, dat ons weet, dat God alles geskep het, en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou. Kinders, die vraag is, as ons glo, die Here het nie net gemaak nie, nie net alles gemaak nie, maar hy sorg nog vir alles, hy hou alles in sy hand vas. Nou weet ons, en nou vra ons, wat beteken dit vir ons? En dan die antwoord, dat ons in alle teëspoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees. Verder, dat ons ook vir die toekoms 'n vaste vertroue in ons getroue God en Vader kan stel, dat geen skepsel ons van sy liefde kan skei, aangesien alle skepsels so in sy hand is, dat hulle sonder sy wil nie kan roer of beweeg. Met ander woorde, kinders, ons glo dat die Here alles so in sy hand vashou. As jy waarlik in die Here Jesus Christus glo, nie omdat jou pa so sê nie, nie omdat jou ma so sê nie, maar omdat jy weet die Here het jou geroep. Jy is gedoop. Dominee het die naam van die Here oor jou uitgeroep. Jy weet, nie die duiwel, nie bose geeste, niks kan jou uit die hand van die Here uitdruk. Dit is wat hierdie gedeelte vir ons beteken. Liewe gemeente, in die prediking is daar twee aspekte waarop ons fokus vanaand in hierdie gedeelte. In die eerste plek gaan ons kyk na die feit dat die gelowiges, as hulle gedreig word, hier is vervolging, ons praat van 'n jong kerk, praat van 'n kerk wat nie lank voor hierdie gebeurtenis nie, die uitstorting van die Heilige Gees beleef het en vervolg word. Dan ons kyk na hulle reaksie. Ons in die eerste plek
dat die gelowiges bid. En dan in die tweede plek gaan ons kyk na wat bid hulle. Dan veral as ons kyk by die gedeelte oor wat die gemeente bid, gaan ons ook kyk na 'n gedeelte in hulle gebed waar ons duidelik sien dat hierdie gelowiges bely in hulle gebed die voorsienigheid van God. Dit is dan hierdie twee gedeeltes waarna ons kyk in die gedeelte voor ons. Geliefde broer en suster, as Petrus en Johannes by die gelowiges uitkom nadat hulle vrygelaat is, en hulle vertel vir hulle mense so en so, die hoofpriester, die belangrike mense onder ons volk, ons gedreig. Dan die eerste ding wat hierdie broers gehoor het, nadat hulle dit gehoor het, die eerste ding wat hulle doen, nou moet jy mooi oplet, is nie om te sit en te sê, kom ons beplan, kom ons kyk hoe ons hierdie ding gaan uitsorteer. Sien onmiddellik, ook in die oorspronklike teks, die oorspronklike Griekse teks, die tyd waarin dit geskryf is, toe hulle dit gehoor het, vers 24. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Sien ons as mense, en dalk ons as mense wat baie keer ons geskiedenis terugkyk na die Weste, mense wat baie keer op ons verstand ingestel is, as daar 'n probleem is, baie keer die broers wat sê, kom ons sit, hier is 'n groot probleem, kom ons kyk, wie die belangrikste, of die beste gedagte oor hoe ons hierdie probleem kan oplos. Nie die gelowiges in Handelinge nie, broers en susters, hulle het gehoor. Die gelowiges word vervolg, waarom? Hulle verkondig onverskrokke die naam van Jesus Christus. Wat doen hulle? Hulle bid eendragtig saam. En hier kan ons aanneem, broer en suster, dat iemand sou voorgegaan het hier. Ons lees dit dan, eendragtig het hulle die stem tot God verhef en gesê, party mense wat die Bybel verduidelik, is van opinie, dis hulle siening, dat ons dalk hier met 'n vroeë loflied in die vroeë kerk te maak het, wat almal moontlik saam kon sê, dit kan ons nie sê nie, ons weet nie. Maar wat ons wel weet, is hier word 'n gebed gebid, en ons weet, die eendragtigheid het te maak ook hiermee, dat hierdie gelowiges nie net sit en wag vir die broer om amen te sê nie. Jy sien, dit gebeur dikwels in ons gemeentes. Jy sal vir my sê of ek reg of verkeerd is. Ons wag vir die dominee om amen te sê. Ons wil nou iets anders doen. Hierdie gelowiges is eendragtig met die persoon wat bid. Stem saam. Hef hulle stemme tot God. En nou is dit nodig, broer en suster, om as ons nou besef het, in hierdie gedeelte, dat in hierdie vervolging, hierdie gelowiges weet, ons moet God aanroep. Ons het verstaan, daar's vervolging, nou moet ons God aanroep. En sal jy ook later sien, wat ons nou sal hoor, dat hierdie gelowiges erken, hierdie is nie 'n situasie buite God se beheer nie. Broer en suster, die vervolging van hierdie mense is nie 'n verrassing vir God nie. En die gelowiges bely dit ook, soos ons later sal sien in hulle gebed. En nou moet jy mooi luister. Nogtans sien ons dat al weet hulle, God is in beheer, bid hulle. Ek wil dit weer vir u sê, ek wil jy moet mooi luister. In ons gemeentes, ons wat die nasate is, of sal ons sê, ons wat nog in die kerk staan van die martelare, teruggaan eeue terug, waar my en u voorouers in middeleeuse Europa gebrand het, op brandstapels vir hulle geloof. Broer en suster, sien ons ook dat hierdie gelowiges nie net sê, soos wat ons, ek en u soms dalk doen, ons is gereformeerd, God is in beheer. Hoekom is dit nodig om te bid?
Die Here gaan ons sy plan uitdruk. Nee, broer en suster, nie. Juis omdat hulle glo God is in beheer, het hulle, as ons dit so kan stel, 'n handvat waarna hulle kan vashou, as hulle bid. God is in beheer. Ons is nie uitgelewer. Die lewe en ook die vervolging is nie 'n dobbelspel. God is in beheer. En dit bring ons dan, broer en suster, by die volgende punt, die inhoud van hulle gebed. Wat bid hierdie gelowiges saam? In die eerste plek, in hulle gebed sal jy oplet, kyk na die skrif, bely hulle, ook wat ek en u vanaand bely het, dat God die skepper is. God het alles gemaak. Jy kan kyk hier, na die gebed. Here, u is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Ek wil ook jy moet mooi luister, broer en suster, dat die kleiner deel van hulle gebed is waar hulle iets vra. Die groter deel van hulle gebed is, en vreemd genoeg, dit kan vir ons vreemd voorkom, is waar hulle, dit wat waar is, dit wat God se woord is, so te sê, aan hom teruggee. Geliefde suster, is u gebede nie dalk oppervlakkig, omdat u gedurig u eie idees, u eie denke voor die Here wil bring. Ek wil u aanmoedig. Bid die woord. Bid die woord. Leer ons kinders. Dat die psalms is nie net 'n melodie nie. Dis 'n gebed tot God. Vul u gebede, broer. Vul u gebede, suster, met die woord van die Here. Dit is groot gebed. As jy in die kerkgeskiedenis van die groot manne van God se gebede gaan lees, ek weet nie van u nie, maar ek wil vir u sê, ek van daardie gebede lees, weet jy, dan kry ek skaam. En so dink, en dit ons sulke klein woordjies gebruik. In ons woorde, dit ons dink God is so klein. Die vroeë gelowiges stel vir u 'n voorbeeld, broer. Bid die woord. As jy weet wat om te bid, maak die woord, Psalm 1. Begin jy daar te bid. Bid dit terug tot God. Dis die voorbeeld wat ons hier die gemeente sien. Hulle erken, hulle bely, Here, u is skepper van alles groot. Wat beteken? Beteken ook, Here, u is die skepper van hierdie mense wat ons vervolg. Persoon wat sy mond met die woord van God vul in sy gebede, is 'n persoon wie se geloof kragtig is. Verder sien ons vers 25 en 26, en nou wil ek hê jy moet mooi luister. Hierdie gelowiges wat hier bid, haal 'n Psalm 2, jy kan dit gaan lees. Sommige teoloë noem dit dan 'n messiaanse psalm, Messias. Die Hebreëse woord Mashiach, is 'n woord wat gebruik word om iets te salf. Iemand salf. As Samuel by Dawid kom en hy salf hom, woord wat gebruik word om te salf, broer en suster, is hierdie woord Mashiach in Psalm 2. Goed. Nou, in hierdie gebed bid die gelowiges. En wat sê hulle in vers 24? Luister mooi. Vers 25. En so eentjie voor dit, dat bely, U het alles gemaak wat daarin is, wat U gemaak het, wat deur die mond van die knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed, en die volke nietige dinge bedink? Wat beteken dit, seuns en dogters, as die nasies woed, en die volke bedink nietige dinge? Dit is moeilike taal. Nasies woed, nasies wat onstuimig is. Dit is onstuimig. En die volke dink nietige dinge is dinge wat niks werd is. Dis wat hulle dink. Vers 26. Waaroor dink hulle hierdie dinge wat niks werd is? Waarom is die nasies kwaad? Waarom is hulle in beroering? Vers 26. Die konings van die aarde het saam gestaan. Konings van die aarde staan saam. Hoekom? Die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfdheid. Mooi gehoor? Teen sy gesalfdheid. Dit is nou die woord.
Die Griekse woord, ons het hom in Afrikaans, gesalfde, die Christus. Wat doen die konings? Hulle wil nie hoor van Jesus Christus nie. Die rykes en die belangrikes van hierdie wêreld, en in die tyd van hierdie gemeente, wil nie hoor nie. Nou moet jy mooi luister. In hierdie gebed van die gemeente, het jy nou 'n vertolking, 'n verklaring van Psalm 2. Wat sê die gemeente? Luister mooi. Nou moet jy ook mooi luister. Ons sien ook hierdie verskil tussen hierdie gelowiges. En ons kan weet dat die meeste van hulle, baie van hulle Jode was. Hier is die verskil, broers en susters. Hulle bely die vervulling van Psalm 2 in wie? En dit onderskei hulle dan van wie? Hulle vervolgers. Die vervolgers, jy sal gaan lees in hierdie gedeelte, in Handelinge 3, die wat vir Petrus en Johannes vervolg, hulle wil nie eers die naam Jesus op hulle lippe neem nie. Hierdie man, nie weer in hierdie naam mag julle preek nie, wil nie eers sy naam op hulle lippe neem nie. Maar die gelowiges sê wat? Psalm 2 deur Dawid het hy gesê, Here, vers 26, het ons gelees, hulle saam staan die Here in sy gesalfde, want waarlik, Herodes is in hulle eie tyd, en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader, saamgekom teen die heilige kind. En nou moet jy mooi luister, broer en suster, hierdie woord kind kan ook vertaal word met knegt. Kom teoloë wat kom stories maak oor Jesaja 53, wie is die knegt van die Here? Ongelowige verklaringe. Die gemeente hier sê, die knegt, Jesus, wat die gesalf het, hulle kom saam teen hom. En nou moet jy mooi luister, dit is vir my, broer en suster, die kern van dit waaroor jy vandag moet luister. Moet mooi luister, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Party mense wat die Bybel verduidelik, dit word genoem kommentatore, sê, hierdie mense het bose dinge gedoen. Pontius Pilatus, Herodes, die heidene en die volkere van Israel, dit was sleg. Maar toe draai die Here dit om. Toe dit 'n goeie einde. En nou moet jy mooi luister, ons teks sê nie God draai dit om nie. Dit is wat hierdie gedeelte, hierdie teks, 'n gelowige bietjie sou wou laat huiwer. Die teks sê, dat hierdie bose mense, het wat gedoen? Gesalf het, om alles te doen, wat u hand en u raad vooruit bepaal het, om plaas te vind. Broer en suster, hierin lê, wil ek vir die regheid sê, 'n groot misterie. Maar nou moet jy mooi luister. Hier het ons te maak met wat ons kon noem die grootste sonde van al die eeue, die moord op Jesus Christus. Die moord op God wat 'n mens geword het, Immanuel. Die mense kom by mekaar en hulle vermoor hom. Wat sê die gemeente? Sê Here, hierdie bose mense, hierdie mense het alles gedoen wat u vooruit bepaal het dat hulle moes doen. Waarom styer mense as hulle hierdie woorde lees? Jy sien, ons wil hê, soos wat ons mag gewoonlik dink, broer en suster, in ons natuurlike toestand, as die Heilige Gees nie aan ons genade gee nie, dat God net die dinge moet doen wat vir ons as mense mooi lyk. Die dinge wat goed lyk. Jy ken sulke mense, die familie, die mense by die werk al gehoor, motorongeluk, ja, die duiwel werk nie. Jy ken sulke mense. Iemand wat sê, ja, salarisverhoging gekry, die Here seën my. Hoor jy wat ek sê? Dinge wat sleg is, wat gebeur, nee, hier werk die duiwel. So mense praat, jy weet. Goeie dinge wat gebeur, ek is gesond, bankbalans is reg. Die Here seën my. Nee, broer en suster, jy moet mooi luister. Nee. Dis nie waar nie. Die gemeente bely dat selfs die moord
deur Jesus Christus, deur God se hand vooruit bepaal is, dit beteken nie dat hulle dit verstaan nie. Daar's duidelik 'n misterie in hierdie woorde. En tog stuit dit hulle nie om dit te bely nie. Want juis daarin, broer en suster, lê my en u grootste troos in beproewing. Of is dit goed gaan? Waarom? Weet jy, as ons al die moorde wat van die begin van die aarde af gebeur het, die moord op Abel, en ons sou dit deurvat in ons eie tyd in die vorige eeu 6 miljoen Jode wat vermoor is, ook so in die omgewing van 3 miljoen Oekraïners wat deur die kommunistiese diktator Stalin vermoor is. En so kan 'n mens aangaan, as mens al hierdie moorde, om net daardie sonde te vat, saamsit. Mens sou dit plaas langs die moord op Jesus Christus, sal dit nie kan begin om op te weeg. Jy sien die humanis, die persoon wat die mens as die middelpunt stel, sal vir my en u kranksinnig wees. Hoe kan jy sê dat al die moorde op al die mense van alle tye is nie erger as die moord op een persoon? Een persoon, Jesus Christus, sou 'n ongelowige is. Maar jy sien, dit is die punt. Want aan daardie kruis sterf nie net Jesus Christus nie, maar dit is God met ons, die Seun van God, sterf aan die kruis vir sy kerk. Wat is die troos hier in, broer en suster? Die troos hierin is dit, dat die swaarste swaar waardeur u gaan, sal nooit die pyn en die lyding wat die Here Jesus Christus aan die kruis beleef toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Ooit kan bereik die pyn, die swaar waardeur u gaan. En tog leer die woord dat dit wat hy deurgegaan het, was volkome God se werk. Dis miskien, tog is dit waar, suster. Dalk is daar dinge in die verlede wat u nog nie verwerk het, broer. Iemand het u dalk verneem in die verlede, in 'n besigheid. Daar's dinge waaraan u terugdink en dink, ooit wat daai ding kom. Ek wil u aanmoedig om na die Here Jesus Christus te kyk, waar hy sterf aan die kruis, sy pyn, sy lyding, dit wat hy deurgegaan het. Dit wat u deurgegaan het, kan nie naby aan dit kom. Tog leer die skrif dat dit was deur God vooraf bepaal. U het nie die reg om te twyfel aan God se liefde. Vir Adam en Eva om te sondig, broer en suster, moet hulle eers twyfel aan God se woord. En dan die vrug eet. Om te twyfel aan God se woord is om God te dienaar te doen. En dit is wat ons bely. En dit wat ons vroeër vanaand gelees het. God se voorsienigheid, suster, God se voorsienigheid, broer, is dat hy almagtig is, hy almal gesien het op 'n sekere plekie, hy is oral. En sy almag hou hy die hemel, die aarde, en alles wat hy gemaak het, asof nog soos met sy hand vas. Hy regeer lower gras. Mooi natuur buite, kinders, het julle mooi gereën het, alles is so groen. Here wat dit doen. Reën, maar ook droog. Vrugbare en onvrugbare jare. Jy word baie keer as pa en ma by die huis, as jy aan hierdie dit, en hulle praat oor die geldelike probleme, gaan bietjie moeilik. Dis wat ons bely, ook as dit moeilik gaan, swaar gaan, vrugbare, onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede, dit gebeur nie per ongeluk. Die Here is jou Vader. Hy kom met sy hand.
Wat belangrik is dat ons reg oor hom sal dink as 'n Vader. Die Here bring ook hierdie dinge in ons lewens, omdat hy ons wil vorm. Mag ek 'n vraag vra? As die Here Jesus Christus moet ly, bloed moet sweet en pyn, en Getsemane, sterf aan die kruis. Jong mense, dink jy dat dit vir jou 'n maklike lewe gaan wees? Dink jy dat alles nou net lekker gaan wees? Sê die Bybel nie ook in die boek Petrus, dat hy vir ons die voorbeeld gestel het, dat ons in sy voetspore moet volg? Paulus sê in Filippense, hy sê, wil hom ken in die krag van sy opstanding. Weet jy, dan sê hy iets, wat die mense in ons tyd nie verstaan nie. Hy sê, ek wil deel hê aan sy lyding. Sien wat van die kansels afgebreek word vandag, baie kansels is nie uitgelei, sodat jy 'n lekker lewe kan. Paulus sê in Filippense, nee. Sê ek wil ook deel hê aan sy lyding. En dit is nie dat ons byvoeg wat hy gedoen het. Maar die Here vorm ons ook. Hy vorm ons om meer soos Jesus te wees. Eers die kruis, dan die opstanding. Dit is deur te sterf aan onsself, broer en suster, dat ons die krag van die Heilige Gees in ons lewens kry. As ons dan weet die Here is in beheer van alles, wat help dit ons? En hier sien ons dit dan spesifiek in ons gedeelte. In ons gedeelte sien ons nie, en dit sou dalk 'n ander boodskap kon wees, oor die katekismes, ons sien nie dat die gemeente voorspoed het nie. Ons gedeelte het die gemeente swaar gekry. Dit gaan swaar. Hulle word gehaat. Die boodskap en die naam van die Here Jesus Christus word verwerp. Dan sien ons ook in hierdie gemeente, in hierdie gelowiges se lewe wat? Ons sien dat hulle in alle teëspoed geduldig is. Ons sien ook by hulle broer en suster, dat wat die toekoms betref, soos in hierdie teks, in hierdie gedeelte bely word, dat hulle 'n vaste vertroue in God gehad het, hulle Vader. Kom jy dit agter, as jy die gebed lees? Sien jy so onverskrokkenheid, weet jy, dit is merkwaardig. Ons moet ook onthou, dat hierdie mense leef nie in 'n tyd van godsdienstvryheid. Praat hier van 'n gedeelte, 'n tyd in die wêreld waar die Romeinse ryk heers. Mense kyk na die keiser as Here. En nie net word die keiser aanbid as 'n soort God nie. Hier nog in Israel het jy nog 'n ander groep mense. Dis die Sanhedrin. Dis nou die Joodse leiers wat nou gaan sorg dat alles regloop vir hulle volk. Gelowiges nie deur Rome vervolg word, nie sal die Jode self toesien dat daar vervolging gaan wees. Gaan hier 'n moeilike tyd. En tog, wat bid die gelowiges? Luister mooi broer en suster. Dikwels as ons bid vir die voorsienigheid van God, Here, U is in beheer van alles, wil ons vir onsself bid. En weet jy, daar is ook gedeeltes in die skrif waar dit gebeur. Waar gelowiges bely, U is almagtig, help my Here. Gedurig in die psalms. En tog in die gedeelte voor ons, broer en suster, bid hierdie gelowiges nie vir hulle self. Here, hierdie mense vervolg ons. Keer hulle steen nie. Het jy opgelet wat ons gelees het? Wat bid hulle? Hulle bid vir vrymoedigheid. Here, gee aan ons vrymoedigheid. Dan in die oorspronklike teks is ook reg vertaal so. Hulle bid vir alle vrymoedigheid. Die oorspronklike woord, die Griekse woord wat gebruik word, broer en suster, is 'n woord wat gaan oor openlikheid, in die oopte, sonder vrees. Ons het dit reeds vroeër gesien. 2 vissermanne. Hulle kyk vir die belangrike mense van hulle tyd, onder hulle eie volk, die politieke leiers. Mens kan dit hoor, die beskuldigings, hoewel dit dalk nie hulle primêre doel is nie, wat julle gekruisig het. Laat julle weet, in die naam van Jesus Christus, julle wat die bouers is, wat hierdie steen verwerp het, hy is die hoeksteen. Dit is in sy naam dat hierdie man gewees is, 'n onverskrokkene. Ek wil met u praat, broers. Daar is 'n behoefte in ons land
En God roep u daartoe, tot hierdie vrymoedigheid, wat ons sien in Handelinge en by hierdie gelowiges, om die magshebbers van ons tyd onverskrokke aan te vat. Maar ek wil vir u sê, u gaan bevrees wees soos Petrus, as hy die Here Jesus Christus verloor. U gaan dalk ook maar stil bly en kyk of iemand anders die naam van die Here daar by die werk verdedig, as sy naam gelaster word. As u nie ook ken wat hierdie gelowiges ken, daar is vervolging, wat doen hulle? Bid, Here, gee aan ons, dat ons die vrymoedigheid dit kan doen. Volg jy wat hier gebeur? Hier is nie sprake van 'n natuurlike krag. Dink aan ons eie tyd. Ek dink dalk ook om die Afrikaners, broer en suster. Ek praat spesifiek nou ook met die manne onder ons. Is ons idee dikwels van manlikheid en liggaamlikheid. Dis 'n man wat sneller kan trek. Dis 'n man wat groot gebou is, wat goed kan aan 'n sekere sport deelneem, ensovoorts, ensovoorts. Ek wil die uitdaag, broer. En die Here roep u dan tot geestelike manlikheid, waarin u vashou aan die voorsienigheid van God. Hy is in beheer. Soek in beheer van u lewe. Maak op die mond en spreek tot daardie mense vir wie die res almal bang is. Vra vir die Here die krag daartoe. Wat vra? Vra 3 dinge, broer en suster. Here, let op hulle dreigemente. Here, u sien hulle dreigemente, let daarop. Waarom? U sien hulle het krag nodig wat die dreigemente sal kan oortref. Dat hulle nie bang sal wees hiervoor. En dis aan die tweede versoek, Here, gee dat ons met alle vrymoedigheid die woord sal spreek. En dan laastens lees ons hier in die boek Handelinge, dat hulle ook bid vir 'n bonatuurlike ingryping deur God. Jy kan dit lees, meente hier vra Here, deur wonders en tekens, deur die naam van die heilige kind Jesus Christus plaasvind. En dan merkwaardig genoeg, broer en suster, in vers 31, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, lees ons. Dis van 'n wonderwerk sien ons, dat die Here onmiddellik hierdie gebed beantwoord. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Belangrik dan, hè? Ons weet hier, Petrus en Johannes is ook. Dit kan nie beteken dat Petrus en Johannes ontvang vir die eerste keer die Heilige Gees nie. Nee. Daar is 'n bekragtiging, Heilige Gees, wat in hierdie gedeelte die gelowiges weerkom. En luister nou mooi, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Waarom is ons bang, broer en suster, in die werksplek, om die naam van die Here te bely? Weet jy waarom? Want ek en u wat in die werksplek staan, is besig, en ek wil u inlig, om die eerste krag van vervolging te beheer. Jy moet onthou, wanneer die kerk vervolg word, is dit baie selde 'n onmiddellike gebeurtenis. Dit is 'n ding wat groei oor dekades en oor jare. Dis daar waar die gelowiges aanvoel in die werksplek. Dis beter om nie hier oor die Here Jesus Christus te praat. Dit staan in geen wetboek van die besigheid geskryf nie, dalk in sekere besighede wel. Maar dis iets wat 'n mens aanvoel by die werk. Almal is stil. Praat besigheid, ons praat oor die werk, dit wat op die tafel is. Kom met jou godsdienst. Wanneer vervolging groei, broer en suster, is daar 'n geleidelike afkraking van die kerk. Afkraking van die evangelie met 'n kerk wat stil bly. Niemand staan meer op om te veg in die naam van God en vir sy eer. En uiteindelik, wanneer daar 'n openlike spotterny gemaak word van die woord van die Here, is dit amper asof dit die voorkant is van krankdadigheid en daadwerklike vervolging. U
bietjie gaan lees, daar's organisasies wat praat hieroor, meer inligting moet daaroor gee, oor hoe vervolging werk. Dit is nie dat gelowiges aan 'n tronk gegooi word vir hulle betuigings van die skrif. Broer en suster, ek het nie eens deel van 'n kerk gegaan wat in die verlede dikwels gesê het, mense moet dit uit my lewe sien. Om die naam van die Here te bely is eintlik maar 'n privaat saak. Ek sal voorgaan, Bybel lees vir my kinders, ons sal nie psalms sing in die kerk. Maar ons het 'n definisie aan die woord dweep gegee by die skrif nie daarom gegee nie. Die gelowiges, jy sal dit ook later in die boek Handelinge lees as hulle vervolg word. En die gelowiges bars uit Jerusalem uit voort en dan begin hulle te versprei oor ander dele van die Romeinse ryk. Kan gaan lees, die gewone gelowiges, nie noodwendig van die predikante of al ouderlinge nie, hulle ook, hulle gelowiges, soos hulle mense teekom, bely hulle die naam van die Here. Waarom is jy bang? Bid tot die Here. Hy sal aan u krag gee. God het sy gelowiges hier geantwoord, hy sal u ook antwoord.